Die Satan het twee triks. Die een triek is dat, ek bestaan nie, die duiwel bestaan nie, ek weet nie of daar 'n duiwel is nie, dis maar net alles natuurlijk gebeur hierso, en jy kyk net vir dit wat jy kan sien. Waar die Bybel sê, let op die onsigbare. So met ander woorde, kyk vir dit wat jy nie met jou fisiese oog kan sien nie. En jy moet weet, daar's 'n geesteswêreld rondom jou, dat die geesteswêreld groter is as jou fisiese wêreld. Jy moet ook weet, Satan was daar toe jy gebore is. So hy ken jou baie goed, en ek dink die hartseer is, hy laat al goed met jou gebeur toe jy klein is, wat die res van jou lewe, hou vas in jou lewe kan hê. Dit kan baggage wees wat jy saam met jou dra vir die res van jou lewe, van dit wat in jou kinderdae gebeur het. En ek dink ook, as ek sê die duiwel is van kleins af daar saam met jou, dan loop hy 'n pad met jou. En dan moet jy weet dat Satan teen jou is. Hy wil jou vernietig. Hy wil jou vernietig, jou kinders vernietig, jou vriende vernietig, jou werk vernietig, waar hy ook al is, wil hy jou vernietig. Nou, as jy in die wêreld is hy happy met jou, want dis waar jy wil hê. Hy wil hê, jy moet nie God dien nie, jy moet nie die pad van die Here loop nie, die vrug van die Gees moet nie in jou wees nie, jy moet nie die Heilige Gees in jou lewe toelaat nie, jy moet nie die woord lees nie, jy moet nie die woord ken nie, is die duiwel happy met jou. Dan is jy 'n dooie vis wat stroom afdryf, en hy is nie gepla met jou nie. Maar begin die Here te dien, dan moet jy verstaan, die duiwel is teen jou, en God wil hê, ons moet die duiwel weerstaan. Nou, dis baie belangrik, as jy die duiwel wil weerstaan, en ons praat oor die duiwel, moet jy iets verstaan. Ons verheerlik nie die duiwel nie. En dis die ander triek wat die duiwel het, dat alles die duiwel is. So die een sê hy, ek bestaan nie, en die ander kan sê, dat alles is die duiwel, alles wat gebeur is die duiwel. Wat ons verheerlik nie die duiwel nie. Ons is nie gepla met die duiwel nie. Ons soek nie 'n duiwel agter elke hoek en ding nie. Luister, die feit dat jou bande glad word, is net omdat jy kar het. Jou petrol raak omdat jy kar het. Jou klere raak vuil, jy moet wasgoed was. So daar gebeur goed wat maar net natuurlik is. Alles teen die duiwel nie. En as ek oor die duiwel praat, moet jy weet, hy is reeds oorwin. Hy is reeds oorwin, die Here het hom reeds oorwin, plus die Here kom in Johannes 10, dan sê hy, ek het gekom dat julle lewe en 'n lewe in oorvloed sal hê. Hy sê, juist, die duiwel kom, die dief kom, slag, steel en verwoes, dis wat die dief kom. Maar die goeie herder, God wil ons lewe gee. So as ons wil praat oor die duiwel weerstaan, moet jy verstaan, nommer 1, wie God is. Hy is almagtig, hy is skepper. Maar ek moet verstaan wie ek ook is. Ek is die regverdige van God in Christus Jesus. Dis wie ek is. 2 Korintiërs 5:21 sê, dat Jesus het die vloek geword, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. As jy vanmôre dink, ek is maar net 'n ou sondaar, ek is maar net 'n ou sukkelaar, ek is 'n ou patetiese ding, gaan jy nooit die duiwel kan weerstaan nie. Jy gaan nooit op 'n plek kom dat jy kan opstaan en sê nee vir die werke van die duiwel, want jy gaan dink dit moet maar so wees. Jy gaan dink dis maar aanvaarbaar. Want jy moet op 'n plek kom en besef, ek is die regverdige van God, ek het nie die werking van die duiwel nodig in my lewe nie. En nou het God vir ons 'n wonderlike ding gegee. Hy het vir ons die voorreg gegee om ons sonde te kan bely. So ek kan op 'n plek kom, ek's kind van die Here, ek's regverdige. Maar dit beteken nie ek maak foute nie. Natuurlik maak ek foute. Maar die oomblik as ek my sonde bely, dan kom die Bybel 1 Johannes 1:9 vers 9 sê dat hy getrou en regverdig is wanneer ek my sonde bely, dat hy my reinig van alle ongeregtigheid. Hy spreek my vry reinig. So die duiwel wil kom met sonde dat hy 'n houvas op ons lewe kry. Maar die oomblik as ek bely beteken ek is verkeerd, bely ek het dit gedoen, I confess, dis nie, Here, maar dis hierdie vrou wat jy my gegee het, Here, dis die slang wat dit gedoen, Here, dis daai wat my kwaad gemaak het nie, dis ek, en die oomblik wanneer ek bely my sonde, dan verloor die duiwel houvas, en wat wonderlik is, die Here kom en reinig my. Weet wat besef ek in my lewe, dat een van die grootste sonde is ongeloof. So die oomblik as ek ongeloof en ek sê, Here vergewe my, ek sukkel met ongeloof.
dan kom die Here en reinig my. Ek kan duidelik ervaar, daar gaan dit. Ek ervaar, daar gaan my ongeloof, want God reinig my. So ek wil jou aanmoedig, as jy die duiwel wil weerstaan, die eerste ding wat jy moet doen is, jou sonde bely. Jy moet besef, jy is die regverdig, en jy moet weet, dat God is almagtig. Hy is nie in stryd met die duiwel nie. Inteendeel, hy gee ons gesag, om die duiwel te kan oorwin. Dankie dat jy luister, jy's 'n great blessing.